Goeie, 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 goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier by Perrevalleise gemeente. En baie welkom ook aan Huis Martina en andere wat by ons ingeskakel is. Ons gaan vanoggend die sakrament van die nagmaal bedien tydens die diens een of ander tyd. Ek wil net sien, het almal brood en wyn ontvang? Lyk so. Okay, en dan die deuroffer is vanoggend ten bate van synodale offergawe vir die bediening aan die Jode. Dan in die voorportaal is daar weer wegneemsop beskikbaar, wat jy na die afloop van die diens kan neem vir iemand wat nie hier kan wees vandag nie. En jy kan vir jouself ook sop neem. En neem asseblief ook van die week se uitreikboodskapies wat jy saam met die sop vir iemand kan gee, of as jy nie vir iemand sop vat nie en jy kan net van die uitreikboodskapies gee. Neem asseblief van die uitreikboodskapies en gaan gee dit vir iemand in die week asseblief. Dan is daar weer komberse daar agter beskikbaar as iemand dalk se kombers vir een of ander doel nodig het. Kan dit net na die diens weer mooi opvou en terugsit in die mandjie in die voorportaal. En dan is dit nou eerskomende Vrydag, die 7de Oktober, is dit nou ons wegneem etes. Die bestellings moet asseblief almal môre, die wat nog nie vir my deurgegee het, teen môre vir my die bestellings deurgee, dat ons kan ons getalle uitwerk, dat ons kan sien hoeveel van wat bestanddele aanbetref het ons nodig. En dan ook as daar nog mense is wat kan koue puddings maak of kan vla skenk. Julle ook net asseblief vir my laat weet as julle nog nie so gedoen het nie, dat ek net kan weet of ons genoeg puddings en vla ook het asseblief. En daar is nog 'n paar flyertjies daar agter. As julle nog vanmiddag vir iemand kan gaan gee daarvan, julle kan nog tot môre aan toe vir my bestellings deurstuur. So kry maar asseblief nog bestellings as julle kan. En dan die ander ding is, wat ek nou nog gesê het van dit, ja, die lys wat aan die portaal was, lê nou op my speeltafel by die huis, want soos die ouens my WhatsApp stuur, so skryf ek by, so ek het nooit saamgebring nie. Ek het 'n skoon lys daar in die portaal gesit, daar is nou al 2 mense wat daarop geskryf het. So as jy nog wil nou vandag sommer bestellings opskryf, dan kan jy dit daar in die portaal doen asseblief. En dan verjaarsdag is dit net Marianetta Legrandsie, wat die 8de Oktober verjaar, waarvan ek weet in hierdie week, so ons sê net vir haar ook baie geluk met haar verjaarsdag, en ons bid vir haar die Here se seën toe op die jaar wat voorlê. En as julle klaar hande geklap het vir haar, dan sal die kollekte opgeneem word. Baie dankie.
Is anyone among you troubled? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise.
troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see so blauw, so die rykdom van sy trouw. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer van die lof wat U regeer. Driemaal heilig is die Heer, Hy wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trouw. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam, die heerlikheid en lof van nou af en vir ewig. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trouw. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. Goeiemôre almal. Kom ons sê almal tesame die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helde neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. My only hope is you.
se woord nie, wat U wil sê. Goeiemôre. Goeiemôre. Shalom. Vrede vir jou. Kom ons draai na mekaar en dan groet ons mekaar ook vanoggend met die shalom groet. Vrede vir jou. Kom ons word net so stil voor die Here. Here Jesus, hierdie gebed wat ons nou gesing het. Ek wil U sien, Heer. Maak my oë oop. Ek wil U hoor, Heer. Maak my ore oop. Ons bid, Here God, dat dit inderdaad sal gebeur. Dat daar net 'n amen sal wees op hierdie versoek. En terwyl ons sien, en terwyl ons hoor, dat daar iets met ons sal gebeur. Dat ons al meer getransformeer word om te word wat ons moet wees. Disippels en volgelinge van Jesus. Om te word dit waartoe U ons roep. Gier aan, Heer, dat dit meer as hoor en sien sal word. Dat dit maar net die begin sal wees. Here, dit sal ons harte sal aanraak. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Uit die fliek oor C.S. Lewis en sy vrou kom hierdie aangrypende stukkie dialoog na vore. Maar miskien net gou 'n bietjie van die agtergrond. Wat hier gebeur is dat C.S. Lewis se vrou is terminaal siek. En C.S. Lewis, 'n groot gelowige, bid dag en nag vir haar en dan is daar ook een van C.S. Lewis se kollegas wat vir hom half die spot dryf met hierdie baie bitterheid van hom. Maar dan op die ouend uiteindelik gebeur iets wonderbaarliks. Lewis se gebede word inderdaad verhoor en sy vrou word weer gesond. En dan is dit een van Lewis se kollegas wat vir hierdie ou wat so met hom die spot gedryf het, vir die ander ou sê, maar sien jy nou, C.S. Lewis was reg om so baie vir sy vrou te bid. Sy gebede, sien jy, sy gebede word nou verhoor, sien jy dit? So die vriend wys eintlik die ander ou tereg. Maar dan hierdie dialoog. En dit is C.S. Lewis se woorde, se reaksie op dit alles. Hy sê dan die volgende: ek bid want ek kan myself nie help nie. Hy sê vir hulle, nee, weet julle, dit is nie, julle het dit nog steeds mis. Ek bid nie, ek het nie in die eerste plek, het dit nie gegaan oor my gebede wat verhoor moet word nie. Hy sê nee, eintlik waaroor dit gaan is dit. Ek bid, want ek kan myself nie help nie. Ek bid, omdat ek hopeloos is. Ek bid, want hierdie behoefte vloei die hele tyd uit my, of ek slaap,
en 'n fik wakker is. En dan, veral van belang, is hierdie woorde. Gebed, sê C.S. Lewis, verander nie vir God nie. Dit verander wel vir my. En weet jy, ek wil nou baie eerlik met julle wees. Toe ek dit nou weer lees, hierdie week, toe gaan daar vir my 'n lig op. Toe besef ek weer eens, 'n mens, daar's so baie skuldgevoelens by my en by, dink by die meeste van ons. Bid ek genoeg? Bid ek reg? Toe ek dit weer lees, toe besef ek, as ek maar net dit kan verstaan en kan die voordeel kan verstaan van gebed, dat dit iets aan my doen. En dit is waar die fokus hier is. Jakobus sê in Jakobus 5, die baie praktiese teoloog, hy sê, as daar iemand onder julle is, as hier iemand onder julle is, wat swaar kry, moet hy bid. Straightforward, Jakobus, hy draai nie doekies om nie. Hy sê, iemand wat swaar kry, moet hy bid. Nou, om aan te sluit met dit wat ons mee begin het, hierdie inleiding van vanoggend, moet jy nou die hele tyd in jou agterkop hou. Ons weet, ek en jy weet baie goed, dat gebed nie altyd die swaar kry, die verlange of die moeilikheid wegneem nie, maar gebed transformeer dit. Of om dit effens anders te stel. Die wyse, die manier waarop ek en jy moeilikheid of swaar kry hanteer, hoe ons daarmee omgaan, wat ons daarmee maak, hoe ons dit beleef. Gebed verander dit. Transformeer dit. Richard Rohr het 'n wonderlike woord geskep vir dit wat ons nou oor praat, vir dit wat gebed in ons lewe doen, aan ons doen. Hy het hierdie woord geskep daarvoor, holy spaciousness, heilige ruimte. Soos hy dit stel, gebed, let nou baie mooi op, gebed verwyder alles wat ons aandag aflei. Al die rommel wat so snowball, wat in ons lewe ophoop, wat ons jaar na jaar met ons saamdra en wat al meer en al meer word. Gebed verwyder, remove dit en skep 'n heilige ruimte, holy spaciousness. Rohr verduidelik dan voort, as jy wil hê, God moet in jou lewe wees, as jy wil hê, hy moet hier in jou lewe wees, dan moet jy, sê hy, vir hom plek maak. Dan moet jy vir hom plek maak, dan moet jy vir hom spasie maak. Ek het gedink, dalk moet ons dit eerder so stel. God is reeds in jou. En by jou doop is dit aan jou bevestig, persoonlik. God is in jou. Maar om hiervan bewus te wees, om dit te weet, moet jy voortdurend op sy teenwoordigheid fokus. Gebed doen dit. Gebed is hoe jy, is die hoe daarvan. Hoe doen ek dit? Gebed is hoe ek en jy op hom wat in jou bly gefokus is.
Maak dit sin? Gebed is die manier, is die doen daarvan, is hoe ek en jy op hom wat in jou bly gefokus is. Met ander woorde, nou kom ons by Richard Rohr se term, holy spaciousness. Gebed doen dit. Gebed skep hierdie heilige ruimte by jou. Skep daardie spasie waar sonder ek en jy nie kan leef nie. Skep daardie spasie waar ons bewus word van God se teenwoordigheid. En dan sê die praktiese teoloog Jacobus, as daar iemand is wat opgeruimd is op hierdie mooi dag, moet hy sing, moet hy lofliedere sing. So, dit alles wat ons hier doen, is nie 'n luukse nie, is nie 'n add-on nie, is nie nou maar net, sommer net nie. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n imperatief. Sing. As jy bly is, as jy opgeruimd is, dan moet jy iets doen. Nie sommer enigiets nie. 'n lottokaart ek gaan koop nie, want my lak voel nou in nie. Nee. Daai ouens wat wen, hulle sê mos altyd, o, ek het so gevoel gehad. Hulle sê dit altyd na die tyd. Ek het so 'n goeie gevoel gehad. Ek lees dit so in die koerant, die stories. Okay. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing, sê Jacobus. Want die kerk is wat ons hier gedoen het sopas. Die kerk is 'n feesvierende plek. As ons dit 40 jaar gelede in hierdie plek gesê het, dan sal jy jou baie snaaks aangekyk, nee. Die kerk is 'n feesvierende plek met feesvierende mense. Ons kan nie fees hou sonder mense wat daar is vir die fees nie, nee. Die vroeë kerk, ons roots was 'n singende kerk. Hulle was 'n singende kerk gewees. So elke week is 'n KAK&K, is 'n Suidoosterfees, is 'n woordfees. Elke week is 'n kunstefees. Elke week. Ons skiep hom nie een week nie. Elke week is 'n kunstefees. Is 'n fees. As jy in die kerk is, dan is elke week 'n fees. 'n Fees. En moet jy en ek sing. Want ek gaan nou vir ons uitwys, dit is baie gevaarlik om hiermee op te hou. Dit is baie skadelik. Dit is potensieel verskriklik gevaarlik vir jou en my om hiermee op te hou. Ek gaan dit verduidelik met hierdie beeld. Die Europese funky. En julle hom of haar mooi sien, ek dink is sekere haar, as hulle mooi is, hoe werk dit nou weer? Dan is dit hy. Nee, dit is haar. Hy, ek is altyd in mekaar hoe om dit werk. In die natuur is dit andersom. So, hierdie funky is 'n hy. Hierdie Europese funky kan ongelooflik mooi sing. Het jy dit geweet? Hulle kan verskriklik mooi sing. So mense hou hulle graag tuis aan in hokke om daarna te kan luister, om dit te kan hoor, om hierdie pragtige sang te hoor. Hulle word as troeteldiere aangehou. Maar daar's een probleem. Hierdie funky het 'n vreemde karaktereienskap. Hulle kan vergeet hoe om te sing.
As jy hom in daardie hokkie by jou huis sit en hy sing so mooi, kan hulle op 'n dag kom jy agter maar hy sing nie meer nie. Hy het opgehou. Hulle kan vergeet hoe om te sing. En as hulle nie weer geleer word hoe om te sing nie, kan raak hulle depressief en vrek hulle. Hulle vrek. En nou sê die slim mense, daar is net een manier. Daar's net een manier hoe dit omgekeer kan word, hoe dit gestop kan word. Hoe hulle reggemaak kan word, hoe hulle weer kan sing. Hulle moet gevat word terug na die woud. Hulle moet tussen die wilde voeltjies gesit word waar hulle weer kan hoor hoe die ander voeltjies sing. Hulle moet weer tussen hulle kom. Dis al manier hoe hierdie Europese vinkie gered kan word. Hulle moet weer kom waar die wilde voeltjies sing. Jakobus herinner ons om nooit te vergeet om vir God te sing nie. Selfs al is die feesatmosfeer laag, kan ons sukkelend, stotterend, soos Cowan dit stel, 'n koue en baie gebroke halleluja sing. I did my best. It wasn't much. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of song with nothing on my lips but hallelujah. Jakobus het dit gekop. Jakobus, die apostel Jakobus besef, ek en jy het dit so nodig. Sonder dit sal ons doodgaan. Hy sê vir ons, al wat ons nodig het, is God. En Jakobus sê, jy moet daaroor sing. Jy moet sing. Nou moet jy sing. Kom, laat ons sing. En as jy vergeet, ja, daar is sommige onder ons wat het al vergeet het. As jy vergeet, of nie lus het vir sing nie, om watter rede ook al, is daar net een raad vir jou. Gaan sit in die kerk. Gaan sit tussen ander gelowiges wat sing. En jy sal weer, al is dit krom en skeef, jy sal weer begin sing. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Moet hy of sy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy of sy lofliedere sing. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Kom ons bid.
Hoekom bid ons tot God? Hoekom sing ons vir God? Hier is die rede. God die Vader kom vanoggend weer na ons toe. En hy kom wys vir ons, dit is die prys wat ek vir julle betaal het. En dit is hoekom ons tot hom bid. Dit is hoekom ons vir hom sing. Dit is die prys wat sy seun betaal het. Hy sê vir ons, kyk, hierdie brood en wyn is my liggaam en bloed. Hy sê vir ons, dit is vir jou om te eet. Want dit is vir jou wat ek daarmee gekoop het. Jy is myne. Ek het vir jou, verstaan jy dit? Ek het vir jou met hierdie brood en wyn, het ek vir jou losgekoop. Het ek vir jou vrygekoop uit die duisternis. Het ek vir jou na die lig gebring. Jy behoort nou aan my. Jy is myne. Daarom bid jy tot my. Daarom bring jy lof aan my. Jy is myne. Jy mag nie daaroor twyfel nie. En hy sê vir ons, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig, Thomas. Wees gelowig. Hy sê vir ons, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Deur hom, deur hierdie brood, het jy deel aan die liggaam van Jesus. Neem dit, eer dit en glo dit. Is vir jou. Is vir jou. Dit is vir jou wat hy daarmee, vir my en jou, wat hy daarmee vry gekoop het. Hierdie brood, hierdie liggaam van hom, is gebreek tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En so ook sê hy vir ons, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Drink dit en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En dat ek en jy nou aan hom behoort. Drink dit en glo dit. Kom ons bid saam. Here, U is die ewige, drie-enige God. U is ons tafel, U is ons voedsel, en U bedien vir ons die voedsel. U ewige Vader is die tafel waar die lam, U enige gebore seun, vir ons aangebied word. U Jesus Christus is vir ons vanoggend die kosbare voedsel. Wat U Jesus ons leer, voed ons met kennis van die Vader se wil. In die sakrament ontvang ons U. En dit het ons dan ook nou versterk. En Vader, ons het dit so nodig, want ons is, en dit weet ons al meer in hierdie tyd, ons is maar net pelgrims, reisigers, vreemdelinge, wat deur 'n vreemde wêreld gaan. U Heilige Gees bedien vir ons die voedsel
U deel ons die kennis van u liefde mee. U Heilige Gees verlig ons verstand. Breek hierdie waarhede vir ons oop. U inspireer ons om God te dien. U gee ons liefde vir ons medemens. En as U ons nou so oorvloedig gevoed het, dring U ons om die verlossing in Christus aan die hele wêreld te gaan bedien. Laat U naam verheerlik word. Ook veral deur ons lied. Amen.
Lord turn his face toward you and give you peace. Koskilela ikutine kaya yubo subako ndimbaba nama kosi jiga usubako undingo. Die Heer sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heer draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Bwana akubariki na akulinde, akuangazie uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Amen. Amen. Amen.
Which one?